In 1983 verskyn die nuwe Afrikaanse vertaling van die Bybel. En vir die eerste keer word daar nou direk van homoseksualiteit gepraat. Dit is dan ook 'n logiese gevolg dat die Algemene Synode van die NG Kerk in 1986 bepaal het dat homoseksuele praktyke 'n sonde is. Die Algemene Synode van die NG Kerk van 2004 het dan ook hierdie belangrike twispunt bespreek, maar nie tot 'n daadwerklike besluit gekom of 'n antwoord gebring op die vraag of homoseksualiteit 'n sonde is en so gedefinieer moet word. In die media word lekker berig oor wat wie ook al oor hierdie saak te sê het, maar die kern, dit waaroor dit werklik gaan, word slegs skrams na verwys, maar nie werklik aangespreek nie. En dit is, wat sê die Bybel? Het ons bang geword om die Bybel te lees en aan te haal? Het ons na al die flaters van die verlede totaal en al ons vertroue verloor in ons interpretasie van die Bybel? Byvoorbeeld die regverdiging van apartheid wat uit die woord van God bewys was en toe later die omswaai van die kerk. Kan ons nog seker wees dat die Bybel God se woord is? En daar is mense wat sê dit is nie. Het die ouens wat die Bybel vertaal dit reg gedoen? Dit is vrae waarmee ons deesdae worstel. Maar 'n belangriker vraag nog is, trap ons dalk nou direk in die struik wat die duiwel vir ons stel? Of weet julle nie dat mense wat onreg doen geen deel sal kry van die koninkryk van God nie? Moenie julle self mislei nie. Geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgierigers of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie. En so was party van julle juis ook. Maar julle het julle sonde laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Wat dink julle van hierdie tekste wat ons nou gelees het? As ons nou werklik soek na wat Vader God se wil vir ons in hierdie gay kwessie is, dan kan ons ons maar net vra, wat sou Jesus gedoen het? En in Johannes 8, dink ek is daar miskien 'n baie mooi antwoord op hierdie vraag vir ons opgeteken. Daar waar Jesus te doen gekry het met die ontuchtige vrou, en waar hy spesifiek vir haar gesê het, gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie.